Elke Sondag kom ons saam. Ons groet mekaar, ons worship, ons luister en ons bid. Ons word herinner aan wie ons is en wie God is. Maar Sondag is nie die einde van ons storie nie. Daarna gaan ons in verskillende rigtings, na werke, huise en vriende. Ons versprei, nie net om aan te gaan met die lewe nie, maar om iets te dra. Liefde, lig, hoop en deernis. Dis ons Exodus, om uit te gaan met 'n doel, om die wêreld rondom ons te verander. Ons Exodus. Ons Exodus, sê Sian vir ons. Nou wil ek vanaand bietjie op 'n journey vat. En ek weet almal van julle wat hier sit is prentjie mense. Is een van julle wat hier sit vir my wat vir my kan sê ek is nie 'n prentjie mens nie. Dink gou nie aan 'n pink olifant nie. Jy het net 'n pink olifant gesien. Jy is 'n prentjie mens. Okay, stem jy saam met my? Almal van ons is prentjie mense, maar ek wil jou saamvat. Die Israeliete trek uit Egipte uit. Okay, dis Exodus, hier gaan ons. Ewe skielik het Farao gesê, gaan net. En ons trek uit Egipte uit. En dis smooth sailing tot hulle by 'n see kom. Hier's 'n massa water wat 'n struikelblok is voor hulle en hulle kan nie verder nie. En die Here kom sê vir Moses die volgende, hy sê, vat jou staf en hou hom oor die water. En ek sal hierdie see vir jou laat oopgaan. Maar nou, kyk na hierdie prentjie, né? Hierdie prentjie sê nog nie eers wat in my kop eintlik aangaan rondom wat die grootheid is van daai moment nie. Dink gou op jouself, jy was al by die see, okay? Het jy al by die see gestaan en gesê, open sesame, en het reg gekry? Nee, jy het nie. Imagine gou. En hierdie was ys gister by ons gawes kursus. Imagine gou Moses se gesig. Hy hou die staf oop en ewe skielik, woef. Hier is die water. Imagine sy gesig. Imagine die res van die ouens. Imagine hulle besef dat die grootheid van God is by ons. Sy teenwoordigheid hardloop saam met ons en ons niks wat te groot is vir hom nie. Ons kan met droë voet hier deurstap. Incredible, die krag van God, die teenwoordigheid van God by Israel in daai moment. En hulle stap deur. En wat gebeur? Toe die Egiptenare kom, en aan die einde, al die Israeliete is deur, hier kom die Egiptenare, en ewe skielik, hierdie massa water, oorspoel hulle, vele weg. Sê vir my, jy wil nie daai teenwoordigheid beleef nie. Sê vir my dat jy nie verlang om te sê, maar wow, ek wil ook dit sien en beleef, die grootheid, die krag van God nie. Ek wil vir jou ietsie sê. Daar's nog meer wat met hulle gebeur het. Om nog verder hierdie teenwoordigheid van God te ervaar en te beleef. Hulle gaan in die woestyn in en hulle loop nie alleen nie. Ek wil vir julle lees. Jules het verlede week vir ons hierdie teksgedeelte ook gelees en dis 'n baie belangrike teksgedeelte vir waar ons is in terme van ons kampus en in terme van wat die Here vir ons sê. Maar ek wil vir julle hierdie lees en dit staan in Exodus 40 vers 34 tot 38. Dit sê, the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Nou, daar was 'n tent waar hulle die tabernakel in neergesit het en dit was God se huis terwyl hulle getrek het. En daar's baie goeders rondom die tabernakel wat ek nie noodwendig vanaand vir jou kan by uitkom nie, maar dit was die heilige ding. Hulle het hom toegemaak as hulle getrek het want niemand kon hom kyk nie. As hulle hom geraak het, het hulle dood gegaan. Sulke tipe van goed want die heerlikheid van die Here was op daai. Maar die tent is so vol dat Moses kan nie ingaan nie. Moses was unable to enter the tent of meeting because the cloud rested on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. The Israelites set out whenever the cloud was taken up from the tabernacle throughout all the stages of their journey. Elke moment was die Here by hulle.
If the cloud was not taken up, they did not set out until the day it was taken up. For the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and there was a fire inside the cloud by night, visible to the entire house of Israel throughout all the stages of their journey. Ek wil hê jy moet gou die volgende saam met my sien. Hierdie is nie 'n klein wolkie soos wat ons dink, okay, hier's 'n wolkie wat bo hulle travel. Jy weet, gee vir hulle 'n bietjie skade weer. Lekker. En dan in die nag is daar so 'n klein vuurtjie net so op 'n paal wat brand en so flikker. Jy weet, so LED liggie wat net so maak nie. Nee, ek wil hê jy moet besef dat hierdie wolk, wys my gou daai prentjie, is hierdie magtige wolk met die teenwoordigheid van God binnekant hierdie wolk. Dis hierdie groot ding wat gesien kan word vir myle. En die vuurkolom is net so groot. Dis hierdie massive ding wat opstaan. Nou, ek wil vir jou sê, ek weet nie of jy op socials al gesien het nie. Ek weet dis net ouer tannies wat dit doen, maar as daar 'n vuurtjie ergens brand in Pretoria, dan sê ek sien rook, wat brand? Nou wil ek hê jy moet imagine, hier trek die Israeliete en daar's volke om hulle en hulle sien hierdie en hulle dink, wat is dit? En die volk van Israel kan daar staan en sê, dis die teenwoordigheid van God by ons. Ons is nooit alleen nie. Wil jy so teenwoordigheid beleef? Incredible. Sien, is nie 'n klein vlammetjie nie. Dis die teenwoordigheid van God. Dis hierdie massive ding. En waar ook al hierdie wolk of hierdie vuurkolom beweeg die volk saam. Nou, ek sal ook. Ek sal nie myself alleen in die woestyn wil vang sonder daai beskerming nie. Okay? Ek wil vandag vir jou iets sê. In die afgelope tyd beleef ons, en hierdie skrifgedeelte kom al eintlik van die begin van 2024 af saam met ons. Einde 23 het ons by 'n plek gekom waar ons vir die Here gesê het, Here, waartoe nou? En ons het net beleef in ons harte dat die Here sê, die wolk staan nou stil. Maar ons beleef in die afgelope tyd beleef ons dat hierdie wolkkolom, hierdie vuurkolom is besig om te skuif. Is besig om na 'n plek toe te gaan en ons sê, ek gaan saam. Want ek wil nie hier agterbly en net sê, ek sou okay in die woestyn nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nog nie weet nie, dan moet jy laasweek se preek ook gaan luister, want daar's 'n bietjie meer detail in dit. Maar Doxadayo Littleton is besig om te skuif. En hier is nie net 'n geografiese skuif nie, julle. Ek wil hê jy moet vandag en vanaand dit by my hoor. Hierdie is nie net ons trek 700 meter na Hoërskool Centurion toe nie. Hierdie is nie net tieners, ons gaan vir julle hierdie area gee en julle gaan hom infiltreer op sonnaande en ons gaan kerk hou in Centurion Hoërskool se saal op sonnaande, want dis gemaklik en eenvoudig nie. Hierdie is meer as net 'n geografiese skuif. Hierdie is 'n skuif in jou mindset. Hierdie is 'n skuif wat gebeur wat die Here kom sê, ek wil jou move na iets anders toe. Al jy kom neersit op 'n ander plek. Hier is iets wat ek beloof vir jou. Jy nie wil mis nie. Ons skuif die 10de Augustus. En die logistics rondom dit, soos ek sê, Jules baie van gepraat laasweek in sy preek en jy moet dit gaan luister. En as jy nog vra het, kom praat met ons. Want ons het klomp goeders wat nou gaan begin aktiveer word en gebeur, maar ek wil vanaand by jou kom neersit dat die Here is besig en ek hoop hy's besig in jou. Ek wil dit nie los by daai prentjie nie. Want sien, ons kan nou maklik sê, okay, die wolk beweeg, hier gaan ons. Maar ons het nie dieselfde storie as Moses en die Israeliete nie. Ons het 'n ander verstaan, ons het 'n groter verstaan van hierdie. Jy's deel van 'n familie wat ons noem Doxadayo, en net die naam Doxadayo beteken die heerlikheid van God. Nou, as ek vir jou nou gevra het, wil jy so teenwoordigheid beleef? Wil jy in so teenwoordigheid beweeg? Jy doen. Want jy's deel van 'n groter gemeente in ons stad en in ons land wat ons noem Doxadayo. The glory of God. En wat wil ons doen? We want to bring God's transforming presence into global cities. Dit klink massive.
Dit klink groot. Ek wil hê jy moet besef dat Jesus het gesterf, hy het opgestaan en hy het die Heilige Gees vir my en vir jou gestuur en hy het gesê, ek wil hê jy moet besef, die tabernakel soos wat Moses hulle rondgedraai het, daar waar die teenwoordigheid van God in die tent was, dit wat ons moes volg, daai tabernakel is nou jy. Jy word God se woning. Jy word waar sy teenwoordigheid kom sit. Hy is nie in die kerk nie. As ek en jy wegloop, is hierdie 'n saal, 'n leedop. Jy kan hom dalk nie ervaar, maar jy het hom ingebring. Ek wil hê jy moet dit besef. En ek wil hê daai moet insink vandag, want ek wil vir jou sê, en ek het by die gawes kursus dit vir hulle gesê, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in jou. Dink gou daaroor. Laat dit gou insink. Daai golf wat ons gesien het, daai vuurkolom wat ons gesien het, daai wolk wat ons gesien het, is niks in comparison to what God has placed inside of you nie. En jy glo dit nie. Ek sien jy glo dit nie. Hoe is dit moontlik, Willem? Ek gaan vir jou lees. Habakuk 2 vers 14 sê, For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. The earth, miskien as ons nice is, dan sal hy vol word. The earth will be filled with the knowledge of the glory of God. En as jy hierdie teksgedeelte sien, wil ek nie jy moet hierdie klein golfie sien wat okay, hier kom die stroompie en hy's baie liefdevol en hy maak die aarde vol nie. Imagine daai golf wat die Egiptenare uitgewis het. Imagine daai golf kom en hy kom slaan op hierdie aarde neer en hy kom gee die kennis van die heerlikheid van die Here vir mense. En jy beleef daai teenwoordigheid nie net deur ver een kant nie, maar in jou en deur jou. Is jy reg daarvoor? Ek hoop jy is. Maar dis wat gaan gebeur. Die oomblik as jy besef wie jy is in Christus, die oomblik as jy besef dat daar's iets groters vir jou as wat jy dink of droom, dan gaan jy dit begin ontdek. En ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. Wat beteken hierdie vir jou? Hoe lyk God se heerlikheid in jou lewe? Jy sien, ons dink partykeer dis hierdie bietjie water, of hierdie klein golfie, of hierdie klein ou vlammetjie. Weet, ons het altyd gesing, toe ek baie kleiner was, weet, this little light of mine, I'm gonna let it shine, this little light of mine. Why do we sing that? Ons moet sing, the glory of God will shine. Nie this little light of mine nie. Dis baie oulik. Maar dit sê eintlik niks. Kan mense sien dat die heerlikheid van die Here in jou lewe is? Kan mense sien dat die tabernakel, die woning van God, daar waar jy beweeg, daar waar jy loop, is besig om hom te openbaar. En ek wil hê jy moet besef dat ja, ons praat van 'n skuif, ons praat van ons gaan hierdie grondgebied vergroot. Maar ek wil hê jy moet besef dat ons sit die tentpenne weier, maar dis nie net 'n Doxadeo Littleton ding nie. Dis in jou lewe net so. En ek wil hê jy moet dit besef, ek wil hê jy moet aanvaar dat die Here iets groters vir jou het. Want jy's deel van hierdie gemeente. En omdat jy deel is van hierdie gemeente en jouself deel maak van hierdie gemeente, sluit dit jou in. Dis soos jammer bil ondersteuners.
Maar jy is ingesluit in daai los. Ons is jammer vir julle. Maar kan ek sê, ons het gister eintlik almal gewen. Want die Proteas het die Wêreldbeker 5-dag reeks gewen. Was jy op die veld? Nee. Maar sluit jy jouself in? Ja. Net so sluit ons onsself in. Ek wil vir jou vra, as jy by 'n plek is waar jy sê, maar Willem, wat is fout hier? Hoekom moet ons nou wegbeweeg? Wat is fout hier? Is die koffie nie lekker nie, jy weet, is die werkie ligte nie, wat gaan nie aan? Wat is fout hier? Niks is fout hier nie. Niks. Maar weet jy wat? Die Here het vir ons meer. Die Here wil ons na plekke toe vat wat ons nie kan dink of droom nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek dink daar's 'n paar Israeliete wat dalk gesit het en gesê het, julle kan maar trek, ek hou van hierdie pasie, hier is ons 'n palmboom, bietjie watertjies, ek sal my sambreeltjie drink hierso en dan sal ek vir julle wag, as julle weer terugkom, dan vang ek julle weer hier. Nou jy kan daai een wees. Maar kan ek vir jou sê, waarop gaan jy uitmis? God se teenwoordigheid. God se krag in en deur dit wat hy wil doen. Ek het baie lank terug in my lewe 'n besluit gemaak om regtig voluit vir die Here te leef, om by 'n plek te wees en partykeer was ek so roekeloos. Was ek by 'n plek waar ek rebels was. Okay? Ek het op 'n stadium toe sê ek vir my ma, ek dien 'n God wat goeders doen wat buite ons gedagtes is. 'n Irrasionele God, het ek het gesê. En op 'n stadium toe sê sy vir my en ek het nog onder 'n dak gebly. Jy is irrasioneel in jou denke. Toe sê ek vir ja, want ek dien 'n irrasionele God. My God het 'n ou in 'n vis se maag gesit en hy het actually survive. Okay, my God het 'n hele see laat split. My God het soveel goed gedoen. Hoekom kan ons nie glo dat hy dit vandag nog wil doen nie? Maar weet julle wat? Die samelewing het my na 'n plek toe gevat. Want jy word soos die mense om jou. Jy begin glo wat die mense om jou sê en vir jou sê en van jou sê en nee, maar dis wat ons moet glo. En ek het op 'n stadium as 'n kunstenaar, as 'n artist het ek 'n song geskryf. En ek wil vir julle die woorde van daai song wys, want dis waar my belief opgeëindig het. Ek was by 'n plek waar ek die volgende geskryf het en die woorde is: U is hier by my. Hou my vas want ek wil by U bly. U is hier by my, laat my oë U sien en my blindheid verdwyn. Nog 'n stukkie van die liefde en die heerlikheid. Beautiful, né? Nee. Okay, maar Willem, wat is fout daarmee? Jy sien, wat ek begin glo het, is dit as ek die volheid van God se liefde en sy heerlikheid kry, dan gaan I will surely die. Jy weet, want mense het vir my gesê, jy kan nie die volheid van God hê nie. Moses kon nie die volheid van God hê nie, so jy kan nie die volheid van God hê nie, want sien, sy gesig het so geskyn toe hy die agterkant van God gesien het. Dink jy gaan lewe as jy God sien? En ek het dit begin glo, maar weet jy wat is die waarheid? En ek het hierdie song se woorde verander, toe 'n ou my bietjie konfronteer en sê, ek soek nie net 'n stukkie van sy liefde nie, ek soek nie net 'n stukkie van sy heerlikheid nie, ek soek alles. Toe verander ek die woorde. Die eerste is dieselfde gebly. Maar weet jy wat geword? Die volheid van U liefde en U heerlikheid. Hoekom? Want ek soek nie net 'n klein, wie van julle soek 'n klein geskenkie? Okay, girls, jy soek dalk een want hy's dalk meer expensive, maar ja, die kar sleutel, maar die kar is nog steeds groot, okay? En die budget is ook groot. Niemand van ons soek iets kleins nie. Hoekom wil ons die kleinheid van God hê? Hoekom wil ons tevrede wees met krummels wat van 'n tafel afval? As ons die volheid van God kan hê. Miskien sit jy en jy sê, maar Willem, ek weet nie van daai nie. Jy klink vir my so 'n bietjie arrogant en selfgesentreerd hoor. Dan sê ek vir jou nee.
Ek dien 'n God wat die confidence in my sit om vandag weer te sê vir my ma of vir enigiemand wat my konfronteer om te sê ek dien 'n irrasionele God. I step out in faith. Ek loop op water. Ek glo wat hy vir my sê. Ek doen en gaan waar hy gaan. En ek wil vandag vir jou vra as jy reg daarvoor. Want julle het nou gesê julle wil daai teenwoordigheid hê. Net gee vir my daai vuurkolom, gee vir my daai wolkkolom, gee vir my daai water wat opstyg. Dis in jou. Dis in jou. Maar ek wil dit nog 'n stapie verder vat. Jy sien, hierdie water is nie omdat ek net nou verstik het nie. Partykeer kom ons by 'n plek waar ons sê ek het die heerlikheid van die Here. Sien ek het dit gebottel, ek het dit gecapture. En as ek dors word, weet as ek Sondag kerk toe kom dan ons 'n slukkie van sy heerlikheid. Get it. Maar ek moet nie te veel nie want teen Woensdag het ek nog nodig. Net teen Woensdag as ek nou 'n bietjie uitgedroog en dan kom ek Young Adult Cell toe en dan praat ons lekker om die woord en ons bid saam en dan as ek weer encourage dan is nog 'n stukkie van sy heerlikheid in my. Dankie tog. Man. En dan nie by Vrydag of Saterdag dan na die rugby en dan sê ek van o, shucks, ek moet so 'n bietjie net dan kan ek dan môre kerk toe gaan.